en om peace te maak met regtig wie ek is, te lang tyd vir my gevat om in dit in te groei. Dit was 'n moeilike jump vir my, maar ek het gevoel dis 'n kans op 'n karier. Die skade was nie net op my nie, maar op my kinders en ek dink dit het dit baie moeilik gemaak vir my. Ja. Want jy kan my seermaak, dis regtig okay, maar my kinders is soos nee. Ja, pressure. Maar okay, Karlien van Jaarsveld is hierso vir ons tweede episode van die Sterrebrand podcast. Girl, dankie dat jy gekom het vir hierdie. Dis so groot plesier, dit is vir my altyd lekker om tyd met jou te spandeer. So. Ja, same. Ja, ek het eintlik gevoel is meer 'n koffiedate. Ek het lanklaas een met jou gehad. Exactly, ons het mekaar lanklaas gesien. Ons het. En ek het nou gedink toe ek nou my vrae en goed opstel. Ek weet nie of jy hierdie kan onthou nie, want jy het obviously al baie shows gedoen in jou lewe. En jy het eendag saam met Meltap Commissie 'n show gedoen in Gordons Bay by 'n pizza plek. Weet jy van dit? Kan jy dit onthou? Ons was tieners gewees obviously daai tyd, man. Ek recall actually nou soets, was Klopjag nie ook daar nie? Could be. Ja. As maybe was dit 'n show wat saam gedoen was, maar ek en Tim van Meltap Commissie Ja. was vriende. Ons het soos Okay. op online chat mekaar ontmoet Regtig? at some point. Wat so online chats was al daai tyd? Daar was daar MIRC. Ek weet nie, het julle dit ook gedoen? Nee. Dit was soos die begin van internet, jy weet, dial-up. Nie weet die Okay, ja, so Skype. Ja, dis so So ding, Skype, maar dit okay. was like jy chatrooms gehad en somehow ons altyd van punk gehou en ons was in daai wêreld en toe het ons begin chat en vriende geraak. Hy is in Jeffreys Bay en hy vertel vir my van hierdie band wat hulle begin en hulle gaan in hierdie kompetisie deelneem. Wat was dit nou weer? Wat was daai kompetisie? Rock Spider. Ja, dit was iets met rock. Rock Spider, toe Ja. wen hulle dit. Maar obviously jy het ook toe Melktert gejoin at some point. Ja. Dat was ook nog. Ek weet nie hoe lank was hulle aan die gang op daai stadium toe ek gejoin het nie. Ja. Ja. Ja, maar so ek het jou daar vir die eerste keer gesien. Ons het seker mekaar vinnig ontmoet, maar obviously eers weer jare na dit connect en ek het was nie toe al, jy weet, ek het al so 'n bietjie by die huis begin jam Musiek maak. en ja, maar dit was nie soos wat julle dit gedoen het nie en ek het net gedink julle is nog so jonk and you're doing this thing en julle is pretty much rock stars. Yes, hoor, nee, ek het dit so erg gewing. Ek het glad nie gewus wat ek doen nie. Glad Wel, nie. dis Ek weet nie vandag of ek presies weet wat ek doen nie. Ek wing dit nog steeds. I get that, maar dis 'n goeie quality ook om net dinge te wing, right? En 'n ander ding wat ek nie weet of ek al vir jou gesê het nie, ons albei is in die Parel gebore. O, no Yes. jokes. So het Awesome. jy het bietjie daar gebly ook, right? Wel, vir 'n klein tydjie toe ek nou baie klein was, so ek kan nie sê dat ek enige memories eintlik oor dit het nie. Ek dink Ja. ons het ons het 'n massive skuif gemaak van daar af. Ons het van die Parel af Witbank toe getrek. Dit was nogal 'n Witbank onthou ek baie goed. Ons baie goed om te onthou in Witbank. Ja. Maar nee, ek dink ons het daar getrek toe ek soos 4, 5 jaar oud. Okay. Ja. Ja, nee, ek was ook nie lank daar nie. Ons het in Strand groot geword. Okay. Maar jy het baie draai gemaak. Jy het in Bronkhorstspruit ook gebly. Ja. Dion, my man, hy's ook van daar af, so hy ken die vibes. En ja, en ek weet jy het baie getrek. Ek weet jou jong lewe van wat ek ook al gesien het op ander onderhoude en so was maar tough, you know. Maar ek het gedink wat ek vir jou wil vra oor dit aangesien baie mense daai topic al baie gecover het ek gedink om vir jou te vra as jy kyk na jong Karlien en soos kom ons sê nou laerskool Karlien en jy weet jy kyk nou terug en wie jy nou is en alles wat jy al geleer het, is daar iets wat jy maybe vir haar kon sê om haar gerus te stel as 'n kind? Ek dink ek sal maybe vir sê wat jou gereeld vir my sê, alles gaan okay wees. Maar dit is so 'n moeilike ding om dit ewen te sê want 'n klein Karlien sou dit nie geglo het nie. Exactly. You know, dit was net te de mekaar. Ons lewens was regtig baie de mekaar. Ek dink nie sy sou dit geglo het nie. Ja. Maar maybe Ja. later in die lewe, you Ja. know, want ek dink dit mens jy groei en jy leer, jy besef dinge wat jy net nooit, obviously as 'n kind gaan you're still learning, maar maybe is dit like goed wat nie vir ons gesê was daai tyd nie nou dat 'n mens dalk meer weet, beter weet. Ja, of even maybe as ek net by haar kon gesit het in tye wat sy soos Jenny alleen was. Ek het baie keer my
my broodjies alleen geëet by die fietsloods. Ek het 'n fiets gehad. En ja, ek het baie keer met die fiets skool toe gery. Wintersoggende ook. Ja, dit was so koud en ons het Witbank. en kriel. O, Ja. ek weet nie waar Ek was al oral. Ja. Ek was dus in 7 laerskole. Sure. Kriel onthou ek is die koudste plek Mm. wat ek al skool toe gery het in die oggende. Ja, Dis is regtig baie koud, ja. -3, -4. Maar ek het baie keer daar alleen by die fietslus gesit en my broodjie geëet. Baie keer my broodjie in die badkamer geëet. Maar jy moet heeltyd nuwe maats maak en dit is net nie altyd so maklik en die plekke waar ons getrek het ook was maar klein plekke gewees en Ja. daar is maar daai klein dorpie mentaliteit. Ja. Dit is 'n thing. En jy pas nie net aan daar nie. So elke keer om in te pas en aan te pas is nogal 'n groot ding en jy moet baie van jouself kon gechange het. So ek het so gesukkel om eintlik uit te figure wie is ek. Jy weet vir 'n baie lang tyd in my lewe. En om peace te maak met regtig wie ek is, het 'n lang tyd vir my gevat om in dit in te groei. Omdat ek so baie moes adjust het en gevoel het, jy sê, as ek net bietjie so kan wees, dan gaan ek hier inpas. Of as ek net bietjie so kan wees, dan gaan ek hier inpas. En yes, ek's baie bly daai tyd's verby. Mense word verskillend groot, so ek dink dit is nogal 'n insight. Ek het maar in een area groot geword in Strand in die Kaap. En soos jy sê, ek dink daai identiteit ding kan dan moeilik wees. Ja. Ewen as jy al Baie. ouer raak. Nee, dit het my lank jy sê, ek dink genuinely eers hier van 30 af het ek begin soos regtig okay wees met wie ek is en happy wees en soos niks wil change en dink ek moet so of so operate om iewers in te pas nie. En dis 'n freeing feeling, maar dit vat 'n baie lank tyd. Mens voel mens het so groot deel van jou lewe amper asof jy lost was. Ja. Ja. Ek dink people pleasing kom seker ook maar in Hectic. dit, right? Baie hektiek. Ja, my pa is vandag nog 'n baie groot people's pleaser. Hy's een van die hy is regtig een van die nice mense wat ek ken. Soos letterlik almal hou van Bob. Ja. Everybody loves Bob. Ek het nog nie jou pa ontmoet nie. Jou ma, en sy's awesome. Maar Yes, sy sal my pa baie like ook hoor. Regtig net 'n lekker ou om mee te engage en te kuier en hy het 1000 stories wat hy jou wil vertel. Maar ja, hy het 'n massive people pleasing ding en baie keer is ek so jammer vir hom oor dit dat hy almal nog steeds so tevrede wil stel want hy is net genuinely 'n nice ou. Jy wil anyway rondom hom wees, so jy hoef niemand tevrede te stel nie, maar hy sal alles doen vir almal. Dis 'n special quality, maar ek dink soos ons ook nou al, ek weet in ons generasie of in ons tyd voel dit mense leer 'n bietjie beter hoe om jou boundaries op te sit. En maar dit is ook 'n mooi quality. Dit is 'n baie mooi quality. Ek sukkel nou nog met nee sê. Vir goeders, ek sal eerder dit vir my Ja. Die boodskap vir my of wat ek as iemand as wat ek nou gaan terugstuur nee. Ja, mens wil nie iemand seermaak Nee, nie, dit is so moeilik vir my. Dis ook regtig 'n theme in my lewe wat ek regtig ook mee gesukkel het en dis nog steeds regtig moeilik, maar ek dink so step by step raak dit beter om ook na jouself te kyk want dis eintlik ook dan weer hoe jy kan opdaag vir ander mense as jy weet willing is om te kyk na jouself, I guess. Definitief, ja. Ek dink my kinders leer my hoe om nee te sê want ek meen daar's goed waarvoor ek moet nee sê met hulle en Joe sê altyd vir hulle nee, vra maar net weer vir mamma want as ek nee gesê het, weet hy my 3 nees gaan die 4 gaan 'n ja wees. Ja. So dis 'n slegte ding, so ek probeer nou meer konsekwent wees op as ek gesê het nee, al bly hulle my vra om te bly by die nee. So ja, hulle leer my definitief van die nee. Want dit is ook amazing want ek dink dit is baie moeilik vir ouers. Yes. Maar jy het nog gepraat van jou pa, iets wat ek nou bietjie verder gaan na toe jump is toe jy het bemarking begin swat. Begin. Ek weet nie, ek dink jy het dit nie klaar gemaak nie, né? Nee, ek het glad nie. Yes. Die naas van my nie, ja. Maar as ek reg is, toe het jou pa vir jou gevra wat gaan jy nou doen? Wat wil jy doen? En jy was ook onseker want jy's nie mal oor beplanning nie, right? Ja, en ek was soos net uit matriek uit en Yes. ek was so 6 maande uit matriek uit en ek het gaan swat en ja, my pa het uitgevind ek is nie in die klasse gewees nie. Ek het steeds goed gedoen. Maar ja, daar was so 'n bar naby, wel was op die kampus. Nie te ver van die koshuis waar ek gebly het nie. En dit is maar waar ek meeste van my tyd toe nou spandeer het en eendag ook so wat ek moet op pad klasse wees, soos ek op pad bar toe. Het my pa opgery gekom in daai selfde straat en gesê, "Want is jy op pad?"
So ek sê klas toe sê maar jy's baie naby aan die bar hoor. En toe sê hy vir my nee, ek moet inklim, ek sê klaar geswat. En ja, toe vra hy vir my wat kan ek doen? Sê ek weet nie, ek kan niks doen nie. Ek gaan seker vir pa kom werk. Toe sê hy, jy gaan nie vir my kom werk nie. En toe sê hy, jy kan ons gitaar speel. Toe sê ek, ja, ek kan gitaar speel. Ek sê nie 'n great gitaarspeler nie, maar ek kan akoestiek speel. Waar dit begin as ek mag interrupt? My ma en my pa kan gitaar speel. Okay. My pa kan nie lekker tyd hou nie. Maar hulle kan albei gitaar speel. Ja. My ma kan beter tyd hou. En hulle het saam op skool gesing. So my ma het my geleer om gitaar te speel. So ek het maar ja, regtig basic goeders geweet. En toe sê my pa vir my, okay, wow, jy's in jou broer se band. So ek sê, hoe voel my broer oor dit? So hy sê, jou broer weet nie, maar hy gaan nou uitvind. Okay. En my broer was actually nie happy daarmee nie. Hoe was Ek kan nie julle? onthou dat hy happy was daarmee nie. Nee, baie goed. Okay. Ons baie goeie verhouding. Ja, ek dink ons het met mekaar gehad toe ons groot geword het, jy weet. Ja. Moes mekaar maar support het en gedra het deur verskriklik baie goeie. So ja, dit word maar op die einde aan jou beste pel. Amazing. Dis goed om te hoor julle was close. Maar so voel dit vir jou so bietjie of musiek kind of jou gekies het of amper vir jou gekies was in a way? Dit was definitief vir my gekies. Ek het nie 'n droom gehad om musiek te doen nie. Ek is nie die beste vocalist nie. Ek is nie die beste gitaarspeler nie. Het is regtig net iets wat ek gedink het ek ooit sal doen nie. Ek het so baie sangkompetisies gedoen en ek het nooit gewen nie. It's amazing as ek in die top 10 gekom het. So dit was regtig net iets wat in my mind was om te doen nie. So ja, dit het my gekies. En dis interesting hoe dit werk want al is iets dalk kind of vir jou gekies of musiek het jou uitgesoek. Dit jy weet waar dit nou obviously uitgedraai het, is dit nogals amazing want Dit is insane, ja. Jy kan boodskappe deur dit dra na mense toe. Maar okay, so mense het obviously al gepraat oor revolusie, 'n bietjie, maar ek weet nie of mense like regtig veel weet van daai tyd van jou lewe nie. Is daar iets wat jy kan deel, maybe shows of die klank van die band voor Caroline van Jaarsveld? Ja, dit was baie rock and roll gewees. Is dit 'n space wat jy jouself like comfortable ingevind het, Ja, die baie. sound? Okay. Ja, baie. Ek en my broer verskil verskriklik baie, soos regtig soos dag en nag. En hy het meer gehou van die pop tipe sound en daai musiek en goeters. En ek het nie eintlik dit geluister nie. So alhoewel, nee wag, laat ek net eers dit sê. O, jy's dit, laat ek net No plantie worries. afgooi. Ek het ook op laerskool baie van die Spice Girls gehou, verskriklik baie. Same. Ja. My broer het actually meer van die Spice Girls gehou, which you will not think today want hy is 'n heavy metal head. Rarig. Shout Ek weet nie out of jy dit Tien. moet sê nie. Ek dink hy sal okay wees daarmee. Ja, ek Mense gaan raas- vat mos maar jou draai. Ja, jy vat jy draai. Ek dink ja. Nadine was actually my eerste CD wat ek gehad het. In laerskool. Gitaar baie geluister, kreefiesloop, reguit en krappiesloop skeef. Cute. Baie oulik. En ja, toe is Spice Girls en toe het ek en die 'n paar meisies in die laerskool so band gemaak asof ons nou die Spice Girls is. So nee, dalk het ek moes ook van pop gehou het, maar Ja. dink na skool, ja, was dit baie meer rock and roll, die sound, ja. Ja, en hoe dit toe begin, hoe het revolusie begin en wie was in die band? Ek het toe mos nou vir my broer gespeel, gitaar Yes. gespeel. En toe het ek so pelle begin maak met mense in die industrie en ek het vir Lucinda hulle ontmoet. Yes. En toe sê hulle vir my, hulle het op daai stadium 'n bandmember verloor en wil ek nie vir hulle band bietjie kom speel nie. Toe ek uit my broer se band uit, toe ek Melkter toe ek so 2 jaar vir hulle gespeel. En op daai stadium was daar 'n rekordlabel, Hythor Records. En hulle het vir my gevra, wil ek nie my eie band begin nie? Ja. Ek sê soos, okay, maar yes, ek dink regtig genuinely, ek moet ook een of ander tyd begin werk, maar hierdie is ook fun, so kom ons doen dit nou maar. Ja, riding that train. Ja, was 'n stoute student, so ek dink ek het ook maar nie eintlik veel gehoor nie, maar mense het dit in jou agterkop, jy moet iewers jy moet begin werk ook. Ja. Maar anyway, ek het toe met dit gegaan, ons het die band begin, het was regtig fun geweest, het was baie lekker, ek het
vir Pietertjie daar ontmoet wat ons bassist was. Hy het Nee. in 'n nag 'n bassist geword en hy het Amazing. mooi geskryf. Hy's 'n baie goeie lyric Pieter writer. de Jager. Hy Pieter is de baie Jager. goeie skrywer. Baie goed. Sy melodie is verskriklik mooi. So dit was 'n voorreg. Hy het my eintlik nogal baie blootgestel aan writing. Ja, en hoe hy geskryf het. Ek het vreeslik gehou van hoe hy geskryf het. En ek het 'n baie goeie verhouding met hom gehad. So dit was half 'n safe space vir my. Die Pieters werk vir my, lyk dit my. Hey. Ja. Dis waar. Want mense weet nie dalk almal dat My broer ook Pieter is nie. Ja. Bobby is Pieter eintlik. Ja. Ja. My pa is Bob en toe het hulle die familie hom maar net Klein Bobby genoem. En dit het sy nickname geword, ja. Okay. Amazing. Okay, so daar was ook obviously 'n tyd en 'n space waar jy as Caroline maar in 'n ander band meer die sound kon explore wat jy actually love, right? Ja, Ja. baie. Ek het dit verskriklik baie van dit gehou. My ma het ook eintlik baie daarvan gehou. Ek dink dit was vir almal baie vreemd toe ek oorbeweeg het popmusiek toe. Dit was Ja, 'n ek wil baie eintlik- vreemde skuif. Ek wil eintlik vir jou baie graag vra oor dit, maar ek wil net hoor, kan 'n mens Revolusie nog luister? Is dit iewers Daar's op YouTube is is op daar ja, Okay. is daar iets gebed dink ek is daar op. okay? Ek is so spyt want soos Melankolies is eintlik een van ons gunsteling songs en jy kan dit nêrens luister nie. Ek het nog so my pa het blykbaar nog albums in sy Ja. garage. Okay. Ja, so ek wil bietjie een gaan haal. Jy Ja. kan dit opsit op Want ek het al vergeet hoe klink dit. Jy kan dit like distribute op jou eie nog. Ek kan mense gaan dis luister. na waar, dit. ja, ek Mense het kan eers dit daaraan actually gedink, laai. Want dit ek dink is al nogals interesting is. Ek het ook nog nie veel van dit gehoor nie. Ek sal ook actually like om dit te hoor. Gaan bietjie ek moet met my pa reël dat ek 'n CD by hom kry Ja. en dan wat ons karre nog CD-spelers. Myne doen, want ek het 'n ou kar. Nog my ek nie weet nie dis. of myne doen nie, maar ek sal iewers Ja. sal ek dit reg kry. Ja, ag, mens- Ek het actually so disco speaker ding in my huis wat CD's vat. Ek onthou dit nou. Ja, Iewers het mens usually like een of ander ja technology nog in wat huis. nog werk is My dit. maale dink ek het dalk nog iewers een of so. Ek sal iewers iets kan luister. Maar ja, ek sal kies om te hoor. Maar ek wil vir jou vra dan meer van jou eie keuse af. Jy weet jou tyd toe jy nou besluit het om oor te gaan na popmusiek. Meer soos hoe dit vir jou was as want jy kan die storie deel en ek kind of ken die storie en ek weet nie wie almal dit gaan ken nie. Maar vir jouself ook om daai keuse toe nou te gemaak het. Dit was 'n moeilike jump vir my, maar ek het gevoel dis 'n kans op 'n karier. Ja, op daai stadium was daar groot kunstenaars wat by dieselfde rekordlabel gesign was. Ja. Dit het actually so vreemd gebeur. Ek was kerk gewees en ek het my hart vir die Here gegee wat 'n baie vreemde ding van op daai stadium was want ek het glad nie geglo in die Here nie. En toe het my broer my heeltyd so genooi kerk toe. En een Sondag het ek gesê, okay, ek meen wat kan 'n mens nou verloor, jy weet? Kom ek gaan. En daai dag het ek my hart vir die Here gegee. Wat baie ja, dit was vir my soos amper impossible dat dit kon gebeur het. Ja. So dit was regtig hierdie ontmoeting wat ek gehad het met die Here wat amazing is, sal my altyd bly. En na dit toe het ek besluit ek moet die band los. Ek voel ek moet my band los. Okay. Ek het eintlik 'n hele storie daaroor geskryf in hierdie boek ook wat ek geskryf het. Ja, Ja, ek ons gaan het daai daaroor hele ook nog storie bietjie actually uitgeskryf. Maar dit was baie interessant hoe dit gewerk het. Ek dink eerder mense kan dit gaan lees, daai deel. Maar ek is nou uit my band uit en ek dog toe ek gaan nou maar gaan werk, jy weet. Ek gaan nou regtig vir my pa gaan werk. Toe skryf die Sonkoerant 'n berig Ja. wat sê ek het my band gelos. Wat ek nie eens gedink het ek's relevant genoeg om oor te skryf nie, jy weet, maar anyway, dit is toe nou daarop. Ja. En dis kom ek altyd sê die Here kan die Sonkoerant ook gebruik. You can do that. Dis amazing. En my broer is toe besig met rehearsals by Skouspel. Hulle het nog Skouspel gehad daai tyd, ek was nooit deel van daai nie. En by die hotel by Sun City druk hulle een van daai koerante onder deur Johan Foster se deur. En hy tel dit op en hy lees oor ek wat my band gelos het. En hy gaan toe na teens toe tydens die rehearsals en hy vra vir hom, dink jy ek moet hierdie girl sign? Dink jy sy sal dit maak as 'n kunstenaar? Toe sê hy, jy sal die grootste fout maak as jy dit nie doen nie. Doen dit. So dit was actually teens wat het gesê het en my broer het die conversation gehoor Yes. en hy het my toe gebel en hy sê vir my, jy gaan nie glo wat ek nou net gehoor het nie. Johan Foster gaan jou bel en sê hy wil vir jou kontrak gee. Ek sê nou,
ja man, ek is soos nou klaar, ek het nou net besluit ek is nou klaar met hierdie musiekloopbaan. Ja. En toe sê Johan, soos waar gaan ek optree, hy wil my graag sien live. Toe het my broer nog die Rittelfees gedoen daai tyd. En toe vra ek vir hom of kan ek 'n song doen in sy show sodat Johan kan hoor Ja. hoe ek sing. Ja. En ek het toe Cher van Jessie James gedoen van Cher. En toe ek afklim, toe sê hy soos ek wil vir jou 'n kontrak gee. En toe sê ek soos nou hey, hier gaan my lewe nou weer aan. En dan hoor jy nou die songs wat jy gaan doen en dit is 'n groot dis 'n baie groot shift Yes. om te maak. Het was regtig vir my 'n massive aanpassing, maar ek het ook gevoel dis 'n begin van iets nuuts en Ja. ek voel dit het genuinely oor my pad gekom. Ja, is weer eens dat dit so half jou gekies. Ja. En dit is so weird, die laaste Revolusie show wat ek gedoen het, toe sing ons voor Karen Zoid. En toe het sy ons show gekyk. En toe ek afklim, toe vra sy vir my, hoekom is jy in 'n band? Toe sê ek weet nie, ek's in 'n band. Ja. Toe sê sy, maar jy moet 'n solo kunstenaar wees. Gaan onder jou eie naam, jy's goed. En mense het dit obviously mense het dit raak gesien dat jy daai hoe sê mens like front woman Maybe kan wees. ja en daai quality besit om dit te kan doen. Ja, dit was interessant en toe het ek en sy baie gechat. Ek het actually sy het my opgenooi te doen ek 'n song saam met haar daai aand, Aeroplane Jane. Ja. Nice. En na dit het ons baie begin vriende raak. Yes. en- Ja, julle is close. Nou. Ja, ek het nou lanklaas met haar gechat. Maar ja, ons was vir 'n baie lang tyd regtig baie close. Maar sy is nog steeds een van my favourite mense. Ek dink nie ek het haar al ooit ontmoet nie, to be honest. Regtig? ek Ja, het jy sal haar love, snaaks. Ja. Dis baie snaaks. Okay, so toe sit nou obviously in die popmusiekwêreld wat baie mense nou ken en obviously baie mense ken jou musiek en love jou musiek, maar iets wat ek eintlik nou ook oor wil vra is jy was ook in een of twee musicals, was jy nie? Of jy was in as poestertjie? Ek was as poestertjie. Ja. Ek het dit 2 keer gedoen. Hoe is daai experience? Want daar's acting involved. Daar's acting involved. Ja. En is dit gemaklik vir jou om te act? Dis lekker, maar ek sal sê my broer is die beter actor. Ja, Ek hy dink doen ook hy's mos nou ja, baie hy's vir my briljant in dit. Hy's regtig 'n goeie akteur. Ja. Ek dink ja, ek was so goed met dit nie. Maar dit was nog steeds baie lekker. Ja, so jy hou daarvan. Ja, dis baie harde werk. So ek het gesê ek sal dit nooit weer doen nie want ek het kinders en ek hou van by die huis wees. Ja, want dis baie rehearsals. Baie. Jy moet dans en sing en act en alles op een Dit slag. is verskriklik baie rehearsals. Dit is regtig harde werk en jy doen baie shows. Jy doen 'n sê maar Woensdag aand, 'n Donderdag aand, 'n Vrydag aand, Saterdag 2 shows, Sondag 2 shows. Ja, Dit is regtig baie. busy life. Ja. En wat het jy nog soos in daai wêreld of acting of so dalk series of movies, wat het jy nog gedoen? Ek het 2 movies gedoen. Die een se naam is Platteland Ja. en Steve Hofmeyer was my pa in daai movie. Hy lyk nogal actually na my regte pa. Dit is baie vreemd. Ja, verskriklik baie. Wow, okay. Verskriklik baie. Amazing. En ek het in As jy sing gespeel, waar Bok van Blerk my boyfriend was. Okay. My kerel. Hoe was dit vir jou? Baie lekker. Dit was 'n baie lekker experience geweest. Sal jy weer? Sal jy weer? Ek sal actually weer. Het jy al het mense dalk al weer na jou toe gekom en vir jou iets gepitch? Ek dink ek was goed genoeg hiermee. Ek dink ek kan nie onthou dat iemand al weer vir my gevra het. Mense het al met my daaroor gepraat. Ek onthou ek het actually 'n ruk terug met 'n vrou op die Liggewolk gepraat wat ook movies doen. Toe vra sy vir my of sy kom vir 'n casting vir 'n rol. Maar nee, dis nie iets wat ek gereeld hoor nie. Wel, ons het nou gepraat oor die jump van rock na pop toe. Was daar partykeer dalk moments wat iets vir jou gepresent was waar jy was soos, ek weet nie of hierdie vir my is nie. Maar because this is part of the music business, ek dink mense weet nie ook altyd dat musiek business, die besigheid is maar die labels moet kyk na wat vir hulle gaan werk en as jy gesign is by 'n label then you kind of have to be part of that system. En so was daar ook partykeer soos iets wat was, ek weet nie of dit heeltemal ek is nie, maar ek gaan dit rekord want hierdie is deel van my werk nou. Ja, 100%. Baie. Baie, ja. En dan raak jy gewoond aan this is part of my journey, like ek gaan nou hierdie songs perform, ek gaan dit rekord en dis okay. Ja, Wat leer jy uit dit uit?
Mens, ek dink dit word deel van jou pad om eintlik te onthou wie jy authentically is, want ek het regtig 'n belief dat elke persoon het 'n song in sy hart. Dit is soos daar's songs binne jou as 'n persoon verweef en as jy die vermoëns beskik om te kan skryf en te kan musiek maak, voel ek dit is die songs wat gehoor moet word. Of dit goed doen en of dit nie goed doen nie. Ek voel dis soos ek weet nie, ek dink dit is deel van waarvoor jy geroep is om op die aarde iets te kom doen. Is daai musiek moet buite wees. En of daar 2 mense is wat dit hoor of 20,000 of 2 miljoen. Die song moet net release word. Dit moet net uitkom. Dit moet uit jou system uitkom. Iemand moet dit hoor. Dit bring 'n verandering vir iemand. Of dalk net vir jouself. Ja. So ja, ek kom baie meer op daai pad wat ek nou net weer my eie goeters skryf en ergens daaroor om self die writer op te wees. Ja. En my eie klank uit te bring. So ja, ek's nou in daai Dis amazing, maar ek dink ook soos jy sê is partykeer is hierdie songs deel van 'n kunstenaar se journey wat jy nie noodwendig self sou doen nie, maar dit kan dalk mense raak weer in 'n manier like dit is deel van jou journey. In 'n manier wat jy nie dalk noodwendig sou dink nie, en jy het obviously so baie mense wat lief is vir jou en jou musiek, en ek dink even nog meer net die musiek is, ek sien ook baie keer mense sê in comments en stuff hoe hulle jou love as 'n mens, which is like, al doen jy hierdie, mense kan ook jou essence kry, al is dit nie noodwendig in iets wat jy vir jouself sou kies from the get-go nie. Ja. Maar dit laat my nou dink aan, ons het eendag 'n liedjie saam geskryf, en ek dink jy het my gemessage en sê ek kan ons dalk net iets saam skryf, want jy was ook op 'n plek waar jy was like, ek dink soos jy nou sê, jy wil dalk net bietjie iets van jou eie try doen, en dit was my 'n special dag, en die song wat toe uitgekom het was vir my special. Ek dink daar is partykeer daaraan, en ek love die chorus. Dis 'n song wat ons het dit nooit release nie. Dit was ook 'n guess in 'n tyd wat dit sou nie actually weer aan luister. Ons moet definitief daarna kyk, en maar weer consider. Die chorus se woorde, dit was iets wat jy in 'n message vir my getik het. Ek dink wat ons so kind of getoon set het, en die essence van daai lyrics was vir my so mooi, want dit voel amper soos wat ons net oor gepraat het, soos Klein Karlien, soos 'n safe space, amper soos ek kom sit by my, en ek sal, jy weet, jy voel net wat jy voel, like, wees net wie jy is. So, ja, dit was vir my special. Ek sal actually weer wil luister. Ek het dit probably nog iewers op my rekenaar, ek seker ek het, of op die se rekenaar, maar dit was nog steeds special, het dit nie, al was dit nie iets wat toe nou uitgekom het nie, daai koor, dink ek nog baie keer aan. Maar mens moet al kyk, weet, ons gaan luister. Ek sal weer wil luister, ja. En kyk wat gebeur, Ek voel daai goeters is so belangrik om dit te doen, even though baie van hierdie goeters nie uitkom, of wat ook al nie, dit vorm iets binne jou, en dit remind jou regtig aan waarvan jy hou, en wat jy regtig wil doen, want het is nogal baie maklik om jou liefde vir musiek te verloor, as jy nie doen wat jy regtig gemaak is om te doen nie. Ja. Maar iets in daai woorde het ook net vir my, dit het vir my nogals gespreek oor wie jy is. En wat obviously bits and bobs en wat ek sien van jou lewe, en hoe jy lief is vir kinders, en ek dink jy wil baie graag die kinders moet sy wees. Dit is vir my in daai liedjie ook. Ek probeer nou die lyrics van die lyrics van die chorus is, ek het plek hier, jy's veilig my lief, voel net wat jy voel, my opoffering was eintlik net groei, ons is sterre in die donkerblou, of so ietsie. Ja, dis mooi, ek het al dit gesê. Dit is vir my, dit voel, dit is ook, dit praat oor wie jy is, want daai was jou lyrics mostly. Ek dink ek het dit net so bietjie in 'n melody in verander of iets, maar ja, ons kan kyk daarna. Het jy 'n favorite song van jouself, en maybe iets wat jy nie so mal oor is nie? Ek is mal oor Fontein op die Maan. Dat is baie mooi. Maar dit is 'n song wat nie baie mense ken nie. It tends to happen. O ja. Ja. Ek kan dit jou ook sê. Jou favorite songs is nie gewoonlik die songs wat die meeste gestream word nie. Ja. 'n liedjie waarvoor ek definitief al moeg is Geskeurde Jeans.
Maar dit is definitief ook 'n liedjie waarvoor ek baie dankbaar op was in my loopbaan. I get that. En dit is so lekker, ons het hom al so 'n bietjie meer rock and roll gerework, so dan werk dit ook weer vir my. Dis maar wat ek doen met baie van die pop songs. Ek perform hulle nie live soos wat hulle klink op 'n op 'n opname nie. En jy perform nog baie live, né? Ek bedoel jy het doen, 'n ja. baie consistent live music career wat ek dink nie altyd so maklik is nie. Ja. Het jy dalk 'n idee van hoe jy dink dit jy weet watter ingredients het mens nodig om so momentum te hou in 'n career? Of dink jy dit verskil maar net? Want dis baie moeilik om te doen, ek dink. Ek voel vir vrouens in die industrie ook is om daai momentum te hou is rarig. Ja, vir vrouens is dit baie anders want ons kry kinders. Ja, En maar jy het dit nog steeds you still did that. Ja. Dit is rarig amazing. so ek het sekere goeters soos ek show nie meer so baie nie. Ek sê vir baie goeters nee. Ja. Waar ek baie ja gesê het vir goed. Dis hoekom ek ook nie oorsese toere doen nie. Ek word baie gevra vir dit Ja, en daar's mos nou baie Afrikaanse Ja. toere wat happen. maar ek doen nou actually een volgende jaar in Australië. Okay. Ja, oor die World Cup tydperk. Well, that's a good one. Ja, doen ek 2 shows daar. Maar dis byvoorbeeld een van die eerstes waarvoor ek ja sê en ek weet nie hoeveel jaar nie, ek doen nie dit nie. So ek het net my travelling baie minder gemaak, en ek sorg dat alles eers vir die kinders uitwerk en dan vir my karier, ja. Amazing. Is daar soos 'n musiekprojek wat jy dalk nog sal wil aanpak, like iets wat jy al aan gedink het wat nie net noodwendig in jou solo career is nie, maar dalk ek weet nie, iemand wat jy saam mee wil werk of Yes, ek dink dit sal die awesomeste, coolste experience wees om ooit saam met Dani, saam met Spoegwolf iets te doen. Ek dink dit sal soos amazing wees. Dani? Asseblief. Sal amazing wees. Well, ek dink dit is definitely very possible. Ek meen hulle doen ook redelik baie collabs, right? Hulle doen ja. Ek weet of hulle met my een gaan wil doen nie, maar You never dit is hulle goed is vir my amazing. Ek dink dis wat ek die meeste in my kar luister. Daai lyrics is net so dis van 'n ander wêreld af. It's not from our world, jy weet. Ek moet Daar's sê die iets manier weer daar aan die gang. hoe Dani amazing. skryf is so, jy weet ons ek glo nog in jou saam gedoen het. Ons manier hoe ons lyrics skryf is so verskillend. Hy skryf eintlik baie poëties en ook in 'n manier waar ek weet nie ek verstaan nie eers ek sukkel om dit te dissect. Ek dink die is bietjie beter met dit as ek van vra wat dink jy beteken hierdie wat het daar geskryf. Maar ons twee wêrelde het ook maar toe by mekaar gekom met die sang, maar want Die sang is mooi. Dankie. Ek het die koor geskryf en dis baie literal. Dis like so want dit was toe die het deur 'n moeilike tyd gegaan met depression en anxiety en dit was letterlik toe nou daai kom huis toe jy kan by my lê was net daai ook I guess jy's ook veilig. Ja, dit is so mooi, ja. Maar syne was hy het dit ook ingetaai by dit want hy skryf van die kombers, jy weet, klein kombers en baie van die sang is net daai safe, jy's safe hierso. Jy kan net jouself wees en deur dit gaan wat jy moet gaan. Maar dit is interesting as jy saam met mense werk hoe hierdie goeders dan actually by mekaar kom. Al skryf jy so verskillend. Maar ek dink dit is die manier hoe jy skryf kan nogals mooi, baie mooi by mekaar intaai. Ja, ek hou ook baie van beeldspraak en metafore en simbolieke en goeders. Ek's baie into dit. Soos mense vra baie keer vir my, hoe verstaan jou kinders wat jy vir hulle sê? En ek sê nee, hulle weet al, dit is hoe ek praat. So hulle het al so baie geleer. It's amazing. Ja, hulle hoor my so praat elke dag. So ek het ook baie van daai. Ek het gehoor julle praat so oor die maan en die wolke en obviously al hierdie mooi elemente wat jy van hou en wat hulle ook raak sien en dan vir jou kom. Vir jou ook sê maar kykie. Praat jy van my kinders? Ja, jou kinders. Ja. Nee, hulle is baie ingestel op sulke goeders. Ek's gereeld besig om sulke goed te doen. Soos ek het byvoorbeeld vir hulle 'n kamera obscura gebou. Weet jy wat 'n kamera obscura is? Nee. Dit is die eerste kameras wat bestaan het. En jy het soos 'n donker kamer nodig en net 'n klein bietjie lig, soos 'n klein gaatjie vir lig wat inkom. Okay. En dan sien jy die prent van die agterkant af skyn teen die muur in die vertrek. Maar dit moet soos 'n wit muur wees. En die beeld wat jy dan kry is 'n onderste bo beeld. En yes. ek glo soos dat alles wat 'n mens ooit sien in jou oog, jou natural oog is ook hoe dit werk, hoe die kamera obscura werk. Hy sien eintlik als onderste bo.
En dan die ding wat jy gebruik om die beeld regop te draai is 'n spieël. Ja, dis baie interessant. So jou verstand en alles wat jy al geleer het, jou persepsies en goeders deur die lewe, word eintlik hierdie spieël wat al die images regop draai, maar eintlik sien jy al die images onderste bo. Toe het ek vir hulle so 'n kamera gebou met 'n boks en swart kleeflint. Om vir hulle te wys hoe lyk dit as die bome onderste bo is. En dit lyk of hulle aan die wolke geplant is en sulke goeders. So ek dink hulle minds is baie oop oor sulke goeders. Om goeders net anders te kan sien. Ek sê altyd vir hulle, daar is altyd 'n ander perspektief in alles. Jy moet dit onthou. Ja, so hulle praat so, hulle let ook altyd op die wolke. En dis hoekom ons so baie van wegbreek hou. Ek's altyd besig om weg te hardloop van die geraas en die lewe en hoe die freaking matrix lyk, jy weet, almost escaping the matrix. I like that. Ja, om net die sunset te gaan kyk en die water te hoor en sokker te speel saam met locals van Mosambiek, te sien hoe hulle met mekaar werk. Jy weet, al is daar ewen 'n taalbarrier, dan besef ek soos liefde het nie eintlik 'n taal nie, jy weet. Daar's 'n connection en you don't need a language vir it. Dit is so mooi vir my. Ek het dit daar weer gesien. So dis hoekom ek altyd so ek hardloop so 'n bietjie weg van alles wat hier gebeur. Ek hou baie van dit. Dis 'n baie mooi perspektief. Ek dink dit is 'n mooi reminder van jou dat 'n mens moet nie te ingehok raak, want ek voel as ek in die Kaap is, dan voel ek leef baie net kind of buite myself of ek notice regtig die mooi daar. Maar ek voel in die stad en in areas waar ons bly, kan 'n mens nogal jy sien amper toe as dit sens maak. Jy mis eintlik so baie goed, ja. Baie klap op jou oë en maar dis ook iets wat ek probeer baie om myself in die natuur te sit. Al is dit moeilik in die areas wat ons is. Mens moet usually maar bietjie iewers anders ry om net uit te gaan, ja. Ons was gister dit word soos 'n gevangenis. Jou daaglikse lewe, ja, you have to escape it. Ons was gister net vinnig op 'n plaas soos 'n wedding venue. Ek gaan nie trou nie, maar ons was daar vir 'n rekkie en toe sit vir my so mooi om net daar te wees vir 'n uur. Net buite wat dit vir my doen. Ek moet sê dit is regtig. Mense het dit so nodig. Jy moet kaafvoet wees, jy moet buite wees, jy moet die aarde onder jou voete voel. Ja. Dis my seentjie Johannes Samuel, die jongste ene. Hy roep ons daar op die strand. Hy sê, "Julle moet kom kyk wat doen die krappe." So jy moet baie lank stil sit vir krappe om uit hulle gate uit te kom en hierdie te doen. True. So hy het lank gesit en die gaatjies dopgehou. Dan die krap so een klein klou en hy het een groot klou. En dan kom hy uit en dan maak hy so, as hy uit die gat uitkom. En dan kom die ander krappe ook uit, dan maak al die krappe so. It's a mating call. Oh, wow. Ja, dit is so cool om te sien. Ja. So, dis vir my so mooi dat hulle sulke goed raak sien en oplet. Dis vir hulle, maar jy leer dit. Oog is ingestel. Ja, dankie dat jy ons remind. Ek voel ons moet ons oë instel. Ja, dankie dat jy ons remind van dit. Dit is regtig baie belangrik, want ek sê vir die ook partykeer ek voel vasgevang, ek voel bietjie te vasgevang in, want ek is ook iemand wat nogals mooi goed notice. Ek staan baie keer hierso met die sunset, want ons sunset is baie mooi, is 'n mooi view en so ek kyk na dit, ek hou ook baie van wolke. Hy sal ook weet, ek sal baie keer vir hom wys, so sulke goed wys en dan sê hy so, dis nice. Maar so dis altyd 'n mooi reminder, like onthou dat natuur is regtig belangrik vir ons, vir verskillende redes, maar weet vir mentally, emotionally, dis regtig. Definitief. Nou ek dink mense oog is die heeltyd, hy is die ding wat geleer moet word om anders te kyk, elke dag na alles. Na alles, jy kan altyd op een manier dink, maar dit is so. Ja. Maar wat van as dit ook so is? Jy weet? Jou oog moet leer. Dit is asof jou oog geweet het hoe dit lyk en toe dit ontleer is nie 'n woord. Maar hy het vergeet. Ja. Hy het vergeet wat hy gesien het toe en hoe hy gekyk het toe hy klein was. Hy verleer dit. Ja. Verleer is die woord. Ja. Hy verleer dit so deur sy lewe. So ek is die hele tyd konstant besig om weer te probeer onthou, maar hoe het my oog gekyk? Want dit was die groot ding wat verander het ook. Soos as jy Genesis 3 lees, dan is dit eintlik die groot ding wat verander. Hy sê, soos die slang sê, nee maar, julle moet eet van die boom van kennis van goed en kwaad, whatever, nee, hulle mag nie, hulle gaan sterf, en sy soos, nee maar, julle gaan nie sterf nie,
julle oë gaan verander. Wow. Ek het soos heavy vasgehak by daai dag, ek sê, en hulle het nie gesterf nie, hulle het 900 jaar daarna gelewe, whatever 900 jaar in tydlyn beteken het. Ja. Maar ja, die oog is definitief die ding wat verander, en hoe meer jy dit dan deur die skrif, dis eintlik waar fontein op die maan ook gaan. Okay. Ja, 'n fontein in Hebreëus is eintlik 'n oog. I didn't know that. Ek's baie obsessed met die oog. En gewoonlik hou die kerk nie daarvan nie, want die oog is mos O, nou duiwels of Yes. snaaks, maar dit is my ek dink my dis die ondersoek wat my die meeste intrigue, ja. Dit klink amazing en dit maak ook baie sens. Ek weet nie of mense so bang vir die ding wat hulle elke dag in die spieël sien nie. Ja, but maybe ja, ek dink daar is regtig baie agter dit ook om vir jouself te kyk. Baie. You have to face a lot. So jy weet wie's klankmedia. Ek weet nie wie is klankmedia nie, maar dit is 'n baie cool Ja. page. Ja, dis wat Hunter ook nou die dag gesê het op die eerste So episode. awesome Mense, page. ek weet nie wie dit is nie, maar ek het nou die persoon al bietjie leer ken en ons Is het dit? eintlik so kind of gesê ons wil vir hulle vra om vir ons gas 'n vraag te pitch. Okay. En hy stuur usually vir my so 'n paar vrae, maar die een wat ek nou toe actually gekies het want ek dink dit is 'n mooi vraag is hoe het ma wees jou verander as kunstenaar? Is daar iets wat jy vandag anders doen of sing as gevolg van daarvan? As gevolg daarvan. Nee. Nee, ek het nie regtig iets verander in dit nie. Ek dink nee, ons is soos jy gaan op loop met 'n lyn. Daar's 'n ou wat een keer hierdie ding gesê het. Ek kan nie onthou van waar af dit kom nie. Maar jy's 'n kunstenaar en jy gaan op loop met 'n lyn. Dis half hierdie lyn is of die constant ding wat jy het. Dis die ding wat jy in jou hand het. Dit is jou vermoë om iets te kan doen. Ja. En ek dink jy bly prente met hom maak soos wat jy bly beweeg en die prente bly verander ook. Yes. Verstaan jy? So ek dink dit gaan meer oor daai lyn en die jou authentic ding waarvoor jy is. Hoekom is jy hier, Ja. jy weet? En ek dink dit bly verander soos wat jy verander en soos wat jy onthou wie jy is. Vir my is dit altyd ek voel die hele tyd soos dis alwaarvoor mense is, jy moet onthou wie jy regtig eintlik is. So nee, my musiek het nie verander as gevolg van sê ma wees nie, maar dit verander tog met groei. Ja. Hoe meer jy na jouself toe groei. Ja. En alles van dit is obviously nou maar net deel van dit. Jy weet alles wat jy experience. Ja. Ek het nou so 'n paar amper so 'n korterige vrae, maar jy kan dit antwoord net soos wat jy voel is reg. Hoe is jy met vergifnis? Dis waar die hele boek gaan, is vergifnis. So dit is ek's altyd gesê ek vergewe te maklik. Maar omdat ons so moeilik groot geword het, het ek nodig gehad om baie te vergewe. My broer het weer gesukkel met dit. Verskriklik. En ek het gesien hoe swaar dit raak as jy nie vergewe nie. En hoe moeilik dit vir jou word. Jy dra alles swaarder. Maar ek dink nie ek het die vermoë om nie te vergewe nie. Soos ek het al bietjie gaan kyk, dis nou weird goeters om oor te praat, maar so ek het al bietjie na die stamme van die Bybel gaan kyk, die 12 stamme, en ek voel ek is van die stam Naftali. En soos my voorvaders of so, maar Naftali is byvoorbeeld die wildsbok represent hulle. En die wildsbok het nie 'n galblaas nie. Okay. So hy kan nie verbittering stoor nie. En ek dink dit is 'n physical ding ook in my. Ek kan regtig nie. Ek is nie iemand wat kwaad hou of ek vergewe baie maklik. Maar hierdie boek gaan juis oor my moeilikste pad van vergifnis. Daar was een persoon in my lewe wat vir my die moeilikste was om te vergewe. Daar was net soveel skade. En die skade was nie net op my nie, maar op my kinders. En ek dink dit het dit baie moeilik gemaak vir my. Ja. Want jy kan my seermaak, dis regtig okay, maar my kinders is soos nee. Don't go there. Dit maak dit baie moeilik. So om daai pad van vergifnis te stap, maar ek meen ek moes dit nou weer doen om iemand anders te vergewe oor iets heeltemal anders, maar wat ook my kind
ja, my kind was betrokke in dit, onskuldig, onnodig, onwetend. En hoe die Here weer vir my die geregtigheid laat dawn het op my en hoe ek moes besef het dat dit gaan oor daai plek van Regheidstraat. Ek weet nie of ken jy Regheidstraat in die skrif nie, dis die huis van Judas. Maar dis waar Saulus Paulus word. So Jesus verskyn aan hom, hy's eintlik besig om die mense te vervolg, die mense op die weg. Hy's besig om hulle te vervolg en dood te maak. En Jesus het hierdie verskyning aan hom en dan verblind dit sy oë en hy kan nie sien nie. En dan sê Jesus vir hom, dis hard om teen die prikkels te skop. Hoekom vervolg jy my? En dan sê hy moet 'n ontmoeting gaan hy moet na die huis van Judas toe gaan in Regheidstraat en dan gaan Ananias 'n ontmoeting met hom het. Nou Ananias se naam beteken wolk, is eintlik so mooi. En Ananias wil nie gaan nie want hy sê maar eer hierdie ou maak ons mense dood. So hoe kan ek nou soontoe gaan? En hy besluit om dit anyway te doen want dis wat God gesê het. En hy gaan Regheidstraat toe en hy praat met Saulus en hy bid vir hom en die skille val van sy oë af en hy sien heeltemal nuut en sy naam verander na Paulus. En dis waar sy oë verander het. So Ananias is eintlik die wolk waar binne hy gedoop geword het op daai stadium en ek voel daar's 'n herdoping vir almal wanneer jy jou grootste vyand kan gaan face of jou grootste seer, jou diepste ding wat jou al getref het, jou moeilikste ding, daai plek waar jou lewe eintlik in gevaar is. As jy op daai spasie kan staan, dis Regheidstraat. En daar verander mense oë. Daar word jou oë nuut gebore, jy word actually wedergebore. En ek dink soos wedergeboorte gebeur die hele tyd. En dis wat hier gebeur het ook. Toe ek hierdie vergifnis kon toepas, toe ek nou hierdie onlangse vergifnis kon toepas, toe kon die geregtigheid van God kom dawn het op ons, soos hy kon vir my die verskil wys van hoe lyk die geregtigheid van die aarde, om iemand my toe te sluit oor dit wat hulle doen, of die geregtigheid van die koninkryk van God lyk soos, ek roep jou op jou naam, ek wil hê jy moet onthou wie jy is. Dis 'n ding wat Jesus altyd gedoen het, hy die mense geroep op hulle naam. So ek hou daarvan om mense te gaan roep op hulle naam en die betekenis daarvan, sodat hulle ook kan onthou wie hulle is. Dis eintlik wat ons hier is om te doen, is om mekaar te remind wie ons is. Ja. Ja. Ja, dis special. Ek dink hoe ek kan relate met dit is ek voel ek weet nie hoe kom dit so is nie. Dis seker maar ook te doen met dinge wat myself deurgaan deur jou lewe is. Die ability om 'n understanding te hê teenoor mense en hulle situasies. Dis meeste van die tyd easier said than done. Maar jy weet, iemand kan jou seermaak en jy kan in 'n moeilike situasie wees, maar daar's 'n hele lewe en persoon agter daai gebeurtenis of hoekom hulle uitgekom het by om seer te maak en jy weet daai understanding, maar ook wat met jouself gebeur, soos jy sê, daai swaar dra aan om nie te vergewe nie. Is vir jouself is baie keer dit maak dinge die lewe net baie moeiliker en dit hou jou vas. So ek dink mens kom dalk hopelik by 'n plek uit waar met hierdie moeilike dinge dat jy op 'n plek kan kom waar jy net kind of kan let go en asemhaal en daai understanding het teenoor iemand anders. Ja, ek verduidelik dit altyd vir my kinders, soos hulle moet altyd onthou daar is 'n rede vir 'n kind om uit te act soos wat hy uitact. En vir my is dit belangriker om te kom by daai plek wat ons dit dalk kan verstaan. Want dit kan miskien daai kind se lewe verander vir altyd. Of jy kan hom boelie of kwaad wees daaroor of hy moet heeltyd gereprimaand word of wat ek al, maar wat van dis is siektes ook, jy weet. Ek voel daar's altyd kom net by die core van die ding uit want dis actually waar die genesing lê. En dis baie keer nie hoe mense in ons westerse wêreld is dit baie keer nie wat mense they treat the symptom. Dis die ding. En dan kom jy nooit regtig ding. by die probleem uit nie. Wat maak jou baie seer in die lewe? Die enigste ding wat my regtig baie seer maak is ek hou nie van leuns nie. Ek is regtig iemand wat nie van dit hou nie. En as mense kinders seermaak, daar is vir my niks meer terrible as dit nie. So dit voel vir my unreal. Sure. Voel letterlik unreal. Soos
Hoe kan dit even bestaan? Ja, ek kan So. ook nie enigstens ooit ek dink dit is ooit by 'n antwoord uitkom, want dit is diere en kinders is like the most innocent, jy weet, En hulle kan nie vir hulle self beklei nie, dit is, ja. nee, dit Maar is kwaad. ek bedoel, ek het ook al gesien en genoteer dat jy is baie involved in verskillende plekke met kinders se lewens. So ek weet mense, weet as jy so passievol is oor iets dan ja, dit is amazing dat jy daarom, you get involved en jy probeer. Ja, dis die ding, maar ons so baie gepla om te dink, hoe verander mens die wêreld en die hele situasie daarvan dat hierdie met kinders gebeur? En dan besef ek weer, ek kan nie. Ja. Ek kan nie die wêreld verander nie. Maar dan dink ek ook weer aan hoe Jesus geloop het, die pad waarop hy was en die ontmoeting met die mense in sy nabyheid, sy lewens het hy verander. En ek dink dis wat ons moet doen. Ons is nou vandag baie exposed aan alles wat ons op social media sien. Yes. So Iran is vir ons ewe skielik baie naby. Ja. Al hierdie plekke is ewe skielik baie naby. En ons sou nooit van dit geweet het nie as dit nie was vir hierdie tipe media wat ons vandag het nie. So ek voel elkeen moet terugkeer na daai plek in sy onmiddellike omgewing waar hy beweeg en daardie verandering bring. Ja. That's how the world will change. Maar elkeen moet dan iets doen. Ja. Ja. Heeltemal reg. Dink jy daar is like enige assumption wat mense dalk oor jou het in general as jy aan iets kan dink wat jy dink nie jy is nie? Ek dink baie keer mense dink ek's dom. Ek dink dis regtig so. Ek dink soos baie mense wat jy nou nog nooit met wie jy nog nooit 'n gesprek gehad het nie. As hulle vir jou kyk sommer net, dan dink hulle jy's dom, ja. Ek dink nogal so. Die bietjie wat ek al met jou te doen gehad het, iets wat ek baie keer koppel, ek is akademies like nowhere. Ek kon nie leer op skool nie. Ek voel regtig nie goed. Ek is nie my broer het die brains gekry in daai sens. Maar ek voel baie keer as jou EQ, jy weet, jou emotional intelligence groot is jy ryk in wisdom. Definitief. Want dit is wat ons nodig het, wat die wêreld te min van het, is empathie en so ek voel regtig dat jy het you possess that en it's regtig beautiful. Dankie. Ja. Ja, nee, ek dink net dis al wat ek kan dink is 'n baie groot misperception, ja. Hierdie is moeilik, ek dink partykeer want mense kan net gaan nee, maar ek weet nie, ek dink tog partykeer is mense like, oh, maybe sou ek dalk iets anders gemaak het. Het jy enige regrets? Ja. Ja, ek dink definitief daar's goed dat ek anders sou wou gekies het, ja. Ja. En dan obviously jy leer uit dit uit. Like jy maak dalk die fout en jy leer uit dit uit. Maar ek weet partykeer sal mense dit voice nie, ek het niks regrets nie. Maar ek dink dit is regrets. Ja, nou regrets. Maar nice. That's one of my favorite scenes in a movie. Ja, Ek love. ja, that's a good one. Maar ek dink dit is net meer daai maybe ek het 'n fout gemaak, 'n stupid keuse gemaak, maar ek het tog as long as I could learn something from it. Exactly. Ek voel alles was 'n learning curve. Ja. Wat is vir jou die belangrikste in jou lewe? My kinders. Ja. That makes complete sense. Ja. Straightforward antwoord. So iets heeltemal anders. Boksop. Né? Ek het gesien of toe ek praat het jy gepraat van jy hou van boks of jy het op 'n tyd geboks. Ek het op 'n tyd geboks, ja, en ek hou eintlik al van, ja. Jy het jou nek seer gemaak. Ek onthou ons het ook daaroor gepraat op een of ander stadium en ons albei dink ek het 'n herniated disk in my nek gehad in 2021, maar jy het ook 'n besering gehad. Ja, my C4 en 5. Hulle het actually al 'n infiltrasie gedoen wat hulle daai hulle sit jy so op 'n ekstra masjien wat hulle die hele tyd dop hou om die naald hier in te druk. Om soos die pyn te blok vir ek dink dit hou so 6 maande. Dit het nogal goed gewerk. Joune klink baie erger as myne, alhoewel toe dit gebeur het, ek het hom wakker gemaak, which I wouldn't easily do, maar ek het gesit en huil van die pyn. En dis funny want dit het gevoel asof dit iets is wat oor tyd gekom het. Ek het nogals vigorous exercise gedoen daai tyd wat nie vir my beskore is nie. Ek speel biokineticus, ek het daai programme wat vir my goed werk. Dis baie slow and focused strength training.
En maar ja, dit was rarig, die pyn was Ja, unbearable. dit is baie erg. En ek het 'n bietjie, ek het ook maar rehab gehad en so en dis op 'n goeie plek nou. Maar ek het net gedink dis funny want jy was gevra om boksop te doen, né? Ek was ook gevra om boksop te doen. Regtig? Wat toe sê Ek kan nie jou iemand sien klap nie hoor. Girl, man, Glad maar- nie. Ek het al 'n paar mense geklap toe ek jonger was. Regtig. Ja, nee, dit is nie ek dink nie Ek dit was is vir nogal my. Maar ek en Vanessa het koffie gedrink en toe vra sy vir my of ek dit dalk wil doen en toe sê ek vir haar net ek sal iets breek. Ek sal nie ek het my nek seer gemaak. Ek sal dit definitief nie kan doen nie. Maar toe dink ek net dis interesting want dis ook iets wat ons in common het met ons nekke Dis baie en interessant, ja. en boksop. Maar ek bedoel Tashay en Angie het Ek dink hulle het dit goed gedoen. Jessie, daar was kry. Was jy daar gewees? Ek was daar. Ek was ook daar Ja, gewees. So, ek het gaan kyk. Nie iets wat 'n mens wil mis nie. Dit was amazing. Ek moet meer slaap, ek het gisterand laat gaan slaap. Oh no. Ek gaan vroeg bed toe en ek staan vroeg op. Ek hou ook baie van vroeg gaan slaap, maar my stiefbroer ry nou vlieg terug Japan toe vandag. Toe het ek gou gisterand saam met hom gaan eet en 'n nice. wyntjie gaan drink. ja. Lekker. Jy en jou man, né? Joe, het julle iets in gemeen wat jy voel julle albei van hou of iets wat julle van hou om saam te doen? Jo. Ek voel ons mense is genuinely uit mekaar uitgebou. So jy was actually as een persoon en julle is uit mekaar uitgehaal en dan vind julle mekaar weer om daai eenheid te vind. So soos alles. Ek weet nie, so alles van hom. Ja, cool. Ja, ons verstaan mekaar verskriklik goed. Hy's regtig my beste vriend. Ja. Ek like alles saam met hom doen. Alles is vir my lekker. Ons hou van gaan hike. Ons altyd hou van wegkom van die wêreld af. Hy's 'n verskriklike diep ou ook. Hy het ook 'n baie diep denkproses. Hy het nie in die Here geglo toe ek hom ontmoet het nie. Ek meen hoe langer ons nou saam stap, die stories en alles is vir hom baie interessant en dit intrigue hom wat ek vir hom vertel en hoe ek vir hom die goed verduidelik. Hy sê niemand het dit al so vir hom verduidelik of hy het nog nooit so daar gedink nie. So ons het baie lekker conversations oor dit. Ja. Ek moet sê van wat ek al jou gehoor praat het is ek bedoel in ons wêreld se sens voel dit dat jy 'n baie unieke hoe sê mense nou 'n unieke manier hoe jy jou pad saam met God stap. Ek voel nie dis nie eers iets wat ek al gehoor het nie. So dit is dit sal vir my nogals interessant wees om nog bietjie meer te hoor oor hoe net hoe jy dit sien. Ek dink net dit voel regtig vir my as jy praat oor Jesus is dit interessant, dis 'n ander siening. So ja, ek sal like om nog bietjie sometime oor dit te praat. Maar jy het ek dink baie mense weet nou obviously jy en Bobby is broer en suster, maar jy het nog siblings. Ek het, ja. Ja, so jy het 'n broer, jy het nou gesê jy het 'n broer. Reino, hy speel rugby in Japan. Ja. Saskia, haar ander sussie, sy bly in Pretoria. My ander sussie Kara, Yes. ja, ons is 5. Ja, en hoe het soos jy het gesê jy en Bobby is close, maar hoe is jou verhoudings met jou siblings en Baie goed. En hoe support julle mekaar? Is julle soos kuier julle baie saam? Ons kuier baie saam. Okay, dis cool. Baie, soos vriende. Amazing. Ja, vriende, sissies, boeties. Ek en my broer is ook baie close en dit is vir my partykeer baie moeilik. Ek probeer om nie daaraan te dink nie want dan raak ek emotional, maar hy bly nog in die Kaap en ek is saam Dis met baie Gauteng. En dis regtig taaf want ek sal al is hy's baie besig met sy werk en so en hy's regtig hy's 'n full stack web developer en is baie focused coding werk en so ek So hy's ook lekker slim, ja, maar jy het nou nog gesê hy daai. hy het dit alles ook. Ek dink partykeer want hy's ook baie musikaal en ons het saam gegig op 'n tyd en musiek gemaak en jy weet hy die hele thing. Maar ek dink dit is baie special dat julle dan kan saam tyd spandeer. Ek wens ek kan ook meer tyd saam met my broer hê, maar hopelik kom daai dag. By wanneer trek ons Kaap toe? Ek wil saamkom asseblief. Ek wil ook sin toe trek. Maar hy sal ook seker wil gaan. Okay, ons kom nou by van jou
besighede wat jy mee by involved is. Ek weet nou nie, jy kan vir ons vertel hoe involved jy is, maar jy het 'n juwele reeks wat jy saam met iemand anders doen. Ja, né? Carly. Carly, dis KVJ Collection. Ja. Kan jy vir ons vertel like, hoe dit begin het en Ja, hoor nie, dis nou weer een van daai goed wat ek net gewing het. Ek dink Carlo is 'n pel van ons en hy het eendag gesê, hoekom begin ons nie 'n juwele reeks om? ja, So as easy as that. net so. Ja. Okay. En toe dit begin en ek het vir hom designs deurgestuur waarvan ek gehou het en ons het dit begin maak. En is daar iets van alles? Doen julle oorbelle? Daar is nogal iets van alles. Ons het nou 'n goedkoper reeks wat 'n stainless steel reeks is, maar 'n baie nice reeks wat ek dink baie nodig was. Okay. Want die ander goed is nogal duur en hierdie goed is regtig goeie kwaliteit. Dis baie nice goed. So ja, mens hoef mos nou nie altyd duur te betaal vir alles nie. Ja. Ja, ek sal ook bietjie gaan kyk na. Ek is nie eintlik 'n like ek sal oorbelle dra. Ek dra eintlik min hangertjies. Ek ook. My Dis een 'n wat funny ding. my een wat ek dra tot nou die dag, ek wou hom afhaal en toe breek hy af en nou is dit van daai dun hangertjies. Ek kan hom nie self klip nie. So en dit was 'n verjaarsdaggift actually van die se sussie af en hy het so 'n half mandjie aan die voorkant. O, dis Ek moet mooi. om laat regmaak, maar ek sal bietjie kyk na dit. En dan jy het saamgebring om vir ons te wys ook oor jou Ella Kids kindervelsorgreeks. Ja, Dit was 'n ja. mondjie vol. Dit is al 'n mondvol. Hoe het dit begin en ja, so daar moet obviously like weet jy gevoel daar's 'n space vir 'n ander tipe produk of ja. Ja, so ek ken Trinet. Sy kom eintlik saam met my van skool af, Okay. van hoërskool af. Sy het DMXL die produk begin en sy het 'n partner Reynou. Reynou is ook 'n goeie vriend van my. Ek ken vir Reyno ook, ja. Ja, en toe het ek en Trinet besluit, ek het eintlik lank terug net vir haar gesê, ek wil graag 'n kinderreeks uitbring, wat regtig soos op 'n ander level is, en Trinet se brein, as jy daai girl ooit moet ontmoet, dit is 'n amazing brein, sy is regtig ongelooflik slim. Okay. So ek het vir haar gesê, ek wil iets ontwikkel wat soos, dit moenie bestaan nie, dit moenie daar wees nie. En ons het dit actually nou getoets en daar is nie nog so 'n produk wat bestaan nie. Okay. Ja, so dis vir droë velle vir kinders waar hulle dalk sukkel met ekseem en kopvel. Die hele ding het eintlik begin met Ella. So Ella was baie siek geweest toe sy kleiner was en sy het iets soos 22 keer narkose al gehad. Sure. Verskriklik baie en dit het haar hare so beïnvloed, soos baie erg. Haar haartjies kon nie groei nie, dit het baie uitgeval. As jy net so liggies getrek het, dan trek sy so bos hare by die wortel uit. So toe het ek begin stres want ek het vir haar folic acid gegee. Ek het klomp produkte probeer om haar hare reg te kry en niks het regtig gewerk nie. En ek wou nie haar hare borsel, hard borsel nie want ek kan dit uittrek. Ja. En sy wou ook nie gehad het ek moet dit borsel nie. Dit was vir haar seer geweest, was nie vir haar lekker nie. En try ek al wat 'n detangler is, probeer die verskillende goeters. So ek wou op die ouend iets kry wat regtig jou hare versterk, dit laat groei. Ja. Dit nie net sê dit is 'n detangler en is maklik om uit te borsel, dit moet actually so wees. Ja. En ons het toe nou 6 jaar gevat om dit te develop, want ons wou soos regtig die beste van die beste hê. En dit was absoluut moeite werd om daai lang proses deur te gaan, want ons sit nou met dis 'n farmakoloog in Centurion wat vir ons dit doen. Okay. Ja, so as jy daai produkte in die ratio saam sit, hulle noem dit actually die golden ratio, hoe ons dit bymekaar sit, dan is dit verskriklik duur. Jy sal nooit dit vir jou kinders koop nie. So ons het, omdat hy dit maak en hy is hier in Suid-Afrika, kon ons dit nou vir, is nog steeds duur produkte, maar vir baie goedkoper vir mense Ja, asseblief, hy so ons bietjie. kry, ja. Ek dink julle botteltjies is so mooi, wie julle Dankie. verpak. So dis die room. Hy sal leeg want ek gebruik hom. Hier is die tangler. Ek gebruik ook nou net daai room en was want ek is ook maar eintlik sensitief, ja. Ek het ook sensitief en ekseem en nonsens, veral in die winter. Beste, hoor. Ek beloof vir jou. Dis regtig mooi En die verpakking. shampoo en die conditioner. Dit ruik so lekker. Dit ruik lekker, né? Mense, dan kan mense ook kyk daarna. Dit ruik flippend lekker. En hier is die sunscreen. En die sunscreen het nou ook toe ons hom getoets het, soos die beste filters in van enige sunscreen. Ons het regtig next level gaan met hierdie produkte. En waar kan mense dit koop? Dis online beskikbaar, ella.kids. En dan het ons nou 'n paar winkels wat ons stok, maar ek moet eintlik die winkels gaan lys. Ons het nou soos 20 winkels waar dit al in is. Okay. Ek weet Kido & Co in Irene is actually ook een van hulle baie nice winkel. O, ek was al daar.
Ja, Of en die in die mooi winkel maar het gesien. aesthetics. Okay. Ek kan nie nou al die name onthou nie. Ons het by 'n Newdow in die Kaap het ons ook gestok. Okay. Ja, dit was 'n paar plekke nou. Dit klink amazing. Mense gaan check uit Ella Kids. Dit is 'n mooi logootjie ook. Skool, ek wil maar net sê as jy dit begin gebruik, gaan dit baie moeilik wees om op te hou. Ooh. All the more reason to try. En dan ek wil graag met jou praat oor jou boek, Riviere in die Wildernis, né? Ek wil net hê as jy kan, ek weet dit is moeilik want dis obviously there's a lot to say in a book. Baie. Ons kan dit ook wys vir die mense wat nou nog nie van dit weet of gesien het nie. Dit's 'n baie mooi cover. Dankie. Dis ook van my notas hier binne wat ek van die laaste keer en kyk hier's 'n ooghokkie agterop. 'n Nice. Vriendin van my het 'n oog vir my geverf. Oh wow. Ja, met olieverf. Nee, waterverf, skus. En daai sit vir my 2 oë gemaak, hulle hang net daar in my huis. En Okay. toe het ek daai oog gevat, een van die oë net hier agterop gesit. As daar 'n boodskap is uit die boek uit, soos overall, ek weet dit is moeilik, maar as daar iets is wat jy graag wil hê mense moet uit die boek uitvat, wat sal dit wees? Ek weet jy het gepraat oor vergifnis, so dit is obviously 'n Ja, theme? ek dink die grootste tema is hoe lyk dit om jou vyand lief te hê? Dis nogal 'n tawe een. Ja, dit is amazing. Ek sal dit graag wil lees. Ja, is baie cool vir my. Soos Jesus het gesê aan die begin het jy gehoor jy moet jou naaste lief hê. Maar ek sê vir jou jy moet jou vyand lief hê. Ja, ek lees baie van sy woorde wat hy gesê het so oor en oor want dit is net so dit intrigue my verskriklik. En ja, toe besef ek soos geregtigheid gaan ook oor 'n ander manier van kyk. Dit gaan letterlik oor jou oog wat op 'n ander manier na iemand anders kyk. Ja. Dit is 'n baie mooi boodskap. Gaan kyk uit vir hierdie boek julle as julle As jy jou vyand wil lief hê. Dis 'n moeilike ding. Dis 'n moeilike ding. Laaste vraagie. Jy is al lank in die industrie. Ek weet jy is al deur regtig baie moeilike dinge in jou lewe in baie verskillende aspekte. En mense kan nogals vicious raak en baie judgment oor 'n mens sit en jy is 'n baie bekende persoon in die industrie en ons werk ook partykeer met jong kunstenaars en jong ek het 'n passie vir jong girls wat in die industrie ingaan en ek probeer regtig van my perspektief want jy gaan ook maar deur weet hoe jy dinge experience het en so om te help waar ek kan. Maar as daar iets is regtig 'n eerlike account van wat jy al ondervind het in die musiekindustrie en enige iets wat jy voel regtig waardevol kan wees wat 'n ander kunstenaar en ek sal graag wil sê veral vir 'n vroue kunstenaar want dit is anders, die reëls is anders vir ons. Wat sal jy graag vir hulle wil sê? Kyk, is vir my moeilik want ek het nie reëls waarby ek abide nie, glad nie. Ek het nie world rules en goeters wat ek volg nie. Maar ek dink jy's des te beter, hoe sê mens? Des te beter. Dit klink reg, ja, dis te beter. Om iets te kan sê daaroor, you know. Ja, dis die ding, ek is baie firm believer van dat jy aarde toe gekom het om 'n sekere ding te kom doen en maybe as jou sielse mense nie dit kom doen waarvoor hy gestuur is na hierdie planeet toe nie, maybe kom jy weer. That's a cut. Not joke. Maybe, I don't know. Reincarnation. Maybe. Maar ja, ek voel dis belangrik vir hulle om te stap in dit wie hulle is. Ja. En dit die rede hoekom jy aarde toe gestuur is, doen daai ding. Ja. Moenie worry oor of jy famous gaan wees nie. Ek sou dit actually afraai as jy van dit kan wegbeweeg. Dit sal baie beter wees. Moenie fokus op sulke goeders nie. Dit is glad nie die goed wat belangrik is nie. Die belangrikste ding is om jou essence te vind en om te weet hoekom jy hier is en wat jy veronderstel is om te doen. Just to walk in that. Dis elke dag. Want mense voel ook as mense dit sê, ja, maar dis hierdie eenmalige ding
wat jy nou voorgeroep is. Nee, jy word geroep in elke dag. Ja, Doen wat die dag roep om te doen, ja. vandag. En as dit is dat jy vandag 'n song moet skryf, dan doen jy dit. As dit is dat jy vandag die song moet release, dan doen jy dit. As dit is dat die song goed doen vandag, is dit great. As dit is dat die song nie goed doen vandag nie, is dit ook great. Just do what you're meant to do in today. Dis al. Ja. Volg daai ding. Ja, stay Die true res- to yourself. Ja, ek meen al die mense wat ek al ontmoet het wat famous geword het omdat hulle wou famous wees, is meestal vir my regtig poepolle. Soos genuine. Ja, ek vind nie die authenticity in dit nie. Ek kan nie reël gesprekke hê nie. Ja. Want jy's obsessed met being famous en dis 'n sad space to be. Ja. Want as jy dit gaan verloor, het jy ook weer niks nie. Ja. En die kans dat jy dit kan verloor is elke dag daar. Ja. Ja, ek dink die baie mense se as jy kan net op YouTube gaan kyk of so, mense wat in daai wêreld leef is verseker nie die gelukkigste mense nie en die fulfillment is most probably nie daar nie. As dit 'n effek is van wat jy doen, dan jy weet it happens and you deal with it. Dis die Maar ek dink soos jy sê, ek kan relate met dit is luister na jou gut en volg daai ding al voel dit partykeer jessie dit is 'n stroom op maar die stroom op in die experience en die proses en om actually deur al daai goeters te gaan is eintlik wat jou karakter bou en dan ek dink as jy op die einde van jou lewe kom al was daar failures wat ook nie eintlik failures is nie vir my 'n thing nie dit was net deel van die Ja. journey en jy het goed geleer en so aan dit moet eintlik daar wees maar om op die einde te kan kom en te kan sê ek het regtig dit net eerlik gedoen in die manier wat vir my reg gevoel het dink ek is belangrik Wees 'n salmon. Salmon swem stroom op. ja En deur crazy goeters en dan volg hy hierdie hele stroom en paadjie en hy spring oor goeters, ek meen droogtes wat hy moeilike plekke. Die kans dat hy sy lewe gaan verloor deur om stroom op te swem is baie groot. ja Maar sy enigste goal en mission wat hy op die ou end weer doen is om terug te kom by sy original geboorteplek. jessie Be a salmon. dis crazy Ja. Dit is amazing. Maar girl, baie dankie dat jy hiernatoe gekom het. Was Ek baie het lekker. eintlik 'n gift gehad wat ek vir jou wou maak. It just didn't work out yet, maar ek gaan dit nog by jou uitkry. Ek wil eintlik dit vir is almal baie net so ietsie special. kan gee aan die einde van die show, maar ek sal dit by jou uitkry. En ja, net baie dankie dat jy kom gesels het en willing was om eerlik te deel oor jou lewe. Ons waardeer dit baie en ja, alles van die beste. Met jou musiek jy's independent nou, wat ons nie eers regtig oor gepraat het nie, maar ek's baie keen om te hoor wat volgende happen. Ek sien ook uit. Thanks girl. Dankie vir jou, hoor. Jy chat so lekker, ek love it. Baie dankie.